Goeiedag en baie dankie vir die besonderse eer om vandag hier te kan wees. Dankie vir die vertroue wat die ATR in my geplaas het om as hoofspreker op te tree by hierdie wonderlike geleentheid. Ek dink hierdie kokergeleentheid is meer as net 'n seremonie, maar dit is 'n viering van mense wat aan die voortou staan om Afrikaans te bevorder en te bemagtig. Dit is 'n oomblik om erkenning te gee aan diegene wat die taal nie net gebruik nie, maar wat daarvoor werk en wat daadwerklik 'n verskil maak. Wat hierdie geleentheid vir my besonder maak, is die ruimte wat dit skep om stil te word en te reflekteer oor waar ons as Afrikaanse taalgemeenskap was, waar ons vandag is en meer tersaaklik waarheen ons op pad is. Toe Maria Olivier my nader, het ek sonder huiwering ingestem. Die magtige bemagtiging van Afrikaans lê my na in die hart. En dit is vir my belangrik om erkenning te gee aan die mense wat dikwels stilweg die taal dra. Maar Olivier het twee temas uitgelig: die waarde van Afrikaans en die noodsaak om die taal vir toekomstige geslagte te bewaar. Aanvanklik het dit my oorweldig. Hoe praat mens oor sulke groot temas sonder om generies, abstrak of vaag te word? Maar hoe langer ek daaroor nagedink het, hoe duideliker het dit vir my geword dat haar vraag eintlik 'n persoonlike vraag was. 'n Persoonlike uitnodiging en 'n geleentheid. Want om die waarde van Afrikaans te beskryf, is om iets van my identiteit te verwoord. Wie is ek as 'n vrygebore Afrikaanssprekende van Grabouw? Hoe het die Afrikaanse leefwêreld my manier van dink en menswees gevorm? En toe besef ek, die waarde en betekenis van Afrikaans is subjektief. Dit lyk vir elke spreker anders. En daarom het ek vandag besluit om na te dink en te besin oor my storie van Afrikaans en juist hoekom die taal waardevol is vir my. Nou, ek het groot geword in 'n huishouding en gemeenskap wat nie net Afrikaans gepraat het nie, maar Afrikaans geleef het. In Grabouw, waar ek vandaan kom, kry die meeste kinders eers blootstelling aan 'n ander taal op skool. Die Afrikaanse media was 'n belangrike deel van my grootwordjare. Die koerant, die burger, was die enigste Afrikaanse leefstof wat ons huis binne gekom het. Dit en natuurlik my ma se Bybelse dagtekste. Ek het my ma se ure op die stoep deurbring, hy met die burger en ek met die jeug. Vir iemand wat nog altyd 'n groot voorliefde gehad het vir Afrikaans, was dit vir my vreemd dat my pa, wat op die stadium ook Afrikaanse onderwyser was, nooit enige blootstelling aan my gegee het aan die Afrikaanse literatuur nie. As ons wel biblioteek toe sou gegaan het, was ons maar meestal Engelse fiksie gelees. Maar op 'n dag kom my pa huis toe en hy gooi 'n klein plat oranje boekie op my bed neer. Lees. Ek het die boekie opgetel. Dikkie van die boeke, Zulfa Odusalis. Daddy, het ek geroep. Ek dink ek was op die stadium graad 4 of graad 5. As dit verkeerd gespeel, want dit sê van nie en nie van die nie. Lees net, het hy gesê. Ek onthou hoe die voorblad my geprikkel het. 'n Bruin meisie met swart hare. Sy was ek. Dit was die eerste keer dat ek myself herken het in Afrikaanse teks. En met ywer het ek begin lees. Al was Kaaps aanvanklik vreemd, want ek moet sê ons in die Overbergse Afrikaans klink en lyk anders. Maar dis juist hierdie vreemdheid wat my gefascineer het. Die roman het selfs woordverklarings bevat, 'n lys van moslimse frases, gebruike en benamings wat ek op die stadium nie geken het nie. En dit het inderdaad 'n nuwe wêreld vir my oopgemaak. 'n Wêreld wat tegnies maar net 'n uur van my huis af was, maar wat vir my te onbekend was. Ek het haar roman oor en oor gelees, soveel so, dat ek met 'n doek op my kop tonele vir my familie opgevoer het, die moslimfrases gememoriseer het en my eie dialoog geskep het rondom die unieke karakter. Wanneer ek vandag terugkyk, sien ek hoe vormend hierdie ervaring vir my was. Nie net as 'n jong Afrikaans sprekende nie, maar as iemand wat later die Afrikaanse letterkunde sou bestudeer en ook onderrig. En dit het my laat besef wat 'n waarde ek aan die Afrikaanse taal heg. Eerstens het dit vir my gewys die belangrikheid van representasie. Soos ek gesê het, die feit dat ek op die voorblad iemand gesien het wat soos ek lyk, het my onmiddellik laat lees.
Representasie is nie 'n bysaak nie. Dit was nog nooit 'n bysaak nie. Dit is nie net 'n aspek van erkenning nie, maar ek wil amper sê dit is 'n vereiste vir bemagtiging. Nommer 2, die vermoë van Afrikaans om ander alternatiewe wêreldbeskouings oor te dra. Die roman, soos ek gesê het my blootgestel aan 'n leefwêreld buite my eie. En dit het my gewys hoe taal 'n kulturele identiteit kan dokumenteer, bewaar en vier. Tog het ek op daai stadium nog nie die volle omvang van my identiteit as 'n Afrikaans sprekende verstaan nie. Nog te minder die belangrikheid van my moedertaal. Dit het eers regtig bosgevat toe ek in 2015 by die Universiteit van Wes-Kaapland Afrikaans as hoofvak begin studeer het. En dit is hier waar ek vir die eerste keer werklik kennis gemaak het met haar. Afrikaans in al haar veelstemmigheid, haar vorme en verskillende stories. Ek onthou my heel eerste Afrikaanse lesing, 'n klein dosentstapie lokaal binne. Goeiemôre eerstejaars van 2015. Ons groepie eerstejaars het hoorbaar teruggemompel, geskimmel en half skiep. Môre. Sy het opgekyk, gelag en gesê, "Nie wag, het ek aan vir julle kwaad gemaak." Ek onthou ek het tussen die gelag gesit en wonder, hoekom praat sy so? Moes Afrikaanse lesing nou nie klink soos die Afrikaans wat ek op skool gehoor het nie? Die dosent was wyle Dr. Anastasia de Vries. En soos dit van die boek af destyds vir my gevoel het haar klas dieselfde effek gehad. Sy het my laat voel dat ek behoort. Sy het my geleer dat my Afrikaans waardig is en dat daar nie net een manier om Afrikaans te praat nie en nog minder een manier om Afrikaans te wees. Ek dink daai besef het by my en by my kollegas aan IWK 'n roeping geword om aan ons studente te wys dat hulle nie net welkom is nie, maar dat hulle tuis is en werklik behoort. Dat die Afrikaanse taal die letsels dra van 'n pynvolle geskiedenis is geen geheim nie. Dit is 'n geskiedenis waarin die taal vir baie 'n instrument van uitsluiting geword het, waarin die meerderheid van sy sprekers ontneem is van seggenskap en eienaarskap. Maar veral in hierdie jaar waar ons die Afrikaanse 100ste bestaanjaar as amptelike taal herdenk, sien ons hoe hierdie geskiedenis opnuut beoordeel en poog om reggestel te word. Die merkwaardigste deel van dit alles, dink ek, is dat Afrikaans daarin geslaag het om die negatiewe en erg gepolitiseerde juk af te skud. Dat die Afrikaanse taal en leefwêreld die Afrikaanse taal en leefwêreld het 'n oop uitnodiging gerig vir almal om aan tafel te kom sit, sonder om te RSVP. Maar wanneer ek oor behoort praat, dink ek vandag ook aan diegene Afrikaans sprekendes vir wie formele onderrig in of oor Afrikaans nooit 'n gegewe was nie. Die mense wat nie soos baie van ons die voorreg het om die taal in akademiese ruimtes te hoor en te leer ken nie. Hoe kweek ons dan dieselfde bewustheid en liefde by die mense? Ek dink dit is die uitdaging en hooftaak wat vir ons as taalliefhebbers en aktiviste op hande lê. Hoe laat ons hierdie mense voel hulle behoort? Die bewaring van Afrikaans kan slegs rus op die verwerping van negatiewe diskoerse wat al dekades lank aan die taal kleef nie. Of dit nou die etiket is van taal van die onderdrukker of die minderwaardige houdings teenoor ander variëteite van Afrikaans. Die bewaring van die taal behels daadwerklike pogings om die geskiedenis te erken, maar dit kan nie hierby eindig nie. Vir my is dit belangrik om Afrikaans terug te gee aan die gewone mens, om by die gewone mens 'n sin van trots te stimuleer. Die proletariaat, die antie wat blomme verkoop, die oompie wat sy sonhoed lig as hy vir jou groet, en aan die kind wat nie 'n ander taal ken as Afrikaans nie. Dit is die mense wat nie net in Afrikaans praat nie, maar wat in Afrikaans verstaan. Dit is juis hierdie sin van behoort wat die bewaring van Afrikaans vir my 'n noodsaak maak. Want natuurlik, saam met die gevoel van behoort, kom samehorigheid. Afrikaans het daarin geslaag om haarself in 'n meertalige Suid-Afrika te posisioneer, nie as 'n bedreiging nie, maar as 'n bydraende stem. En vir my is dit vir al haar verdraagsaamheid teenoor die ander,
dit is iets wat ons as sprekers moet uitleef. En uiteindelik besef ek, die waarde van Afrikaans lê nie in abstrakte, generiese definisies en praktiese voorbeelde en voorstelle vir hoe om die taal te bewaar nie. Maar dit lê eintlik in elkeen van ons se subjektiewe Afrikaanse verhaal en storie. Afrikaans leef nie net in 'n beleid of in debat nie, maar dit leef in mense. Sy leef in haar stille teenwoordigheid in die ruimtes waar sy gepraat word, waar haar herkoms, haar geskiedenis en haar politieke las nie eers saak maak nie. Sy leef in die alledaagse handelinge, in die gewone mense wêreld en in die stories wat ons nie altyd opskryf nie, maar wat ons elke dag uitleef. In perspektief dink ek dit is juist die stories wat ons moet koester en ontgin, want dit is hulle wat die taal vir ons sal dra, vernuwe en uiteindelik bewaar. Daarom wil ek afsluit deur opregte gelukwensing terug aan al die pryswenners. Julle elkeen dra op 'n unieke wyse by tot die voort te staan van Afrikaans en haar veelhede daarvan. En 'n besonderse woord van dank ook aan die Afrikaanse Taalraad vir die werk wat julle doen om die taal in al haar gestaltes, al haar klanke en al haar mense te beskerm, bevorder en te vier. Baie